Dag sê ouers en opvoeders. Hier is 'n paar mediese beroepe om van bewus te wees indien jy vermoed jou kind ondervind enige probleme met perseptuele vaardighede. Gaan kyk gerus na ons volledige videoreeks wat handel oor al die perseptuele vaardighede en uitvalle terme wat moontlik by jou kind kan voorkom. Vrywaring, hierdie video is slegs vir inligting. Ek is nie 'n gekwalifiseerde terapeut of mediese persoon nie, wel 'n juffrou met 'n omgee hart om vir jou as ouer die lewe makliker te maak. Indien jy as ouer enigsins twyfel oor enige van die inligting in die video, gaan sien so gou as moontlik 'n professionele terapeut en bespreek met die kind se juffrou. Spelterapeut. 'n Spelterapeut help kinders om beter te leer en hul aandag te fokus deur middel van speelaktiwiteite en oefeninge wat spelterapie genoem word. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: probleme met spelling en lees, swak hand-oog-koördinasie, emosionele probleme soos aggressie, probleme met groot motoriese vaardighede, uitdagings met sosiale interaksie. Moontlike uitkomste: verbeterde lees- en skryfvaardighede, sterker handspiere en beter handskrif, verbeterde fokus en aandag, verhoogde selfvertroue in akademiese vaardighede, beter sosiale interaksie met ander kinders. Arbeidsterapeut. 'n Arbeidsterapeut help kinders om hul alledaagse aktiwiteite beter te hanteer deur oefeninge en terapie om hul selfsorg en sosiale vaardighede te verbeter. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: probleme met selfstandigheid tydens alledaagse aktiwiteite soos eet, aantrek en bad, sukkel met handvaardighede soos knip, vou en knope en ritsluiters vasmaak, uitdagings met fynmotoriese vaardighede, swak koördinasie of balans, sukkel om aan te pas by nuwe omgewings of veranderinge. Moontlike uitkomste: verbeterde selfsorgvaardighede, sterker hand- en armvaardighede, beter balans en koördinasie, verhoogde selfvertroue in die uitvoering van alledaagse take, verbeterde aanpassingsvermoë en vermindering van angs by veranderings. Opvoedkundige sielkundige. 'n Opvoedkundige sielkundige help om die emosionele, sosiale en akademiese welstand van kinders te ondersteun en te bevorder deur gespreksterapie en ander intervensies. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: emosionele uitdagings soos angs, depressie of gedragsprobleme, sosiale aanpassingsprobleme, akademiese probleme soos swak prestasie in skoolvakke, probleme met selfbeeld en selfvertroue, ontwikkelingskwessies soos ADHD of outisme. Moontlike uitkomste: verbeterde emosionele welstand en hantering van gevoelens, sterker sosiale vaardighede en interaksies met ander kinders, beter akademiese prestasie en studievaardighede, verbeterde selfbeeld en selfvertroue, beter aanpassing in skoolomgewing en verminderde gedragsprobleme. Kliniese sielkundige. 'n Kliniese sielkundige help kinders en hul ouers om emosionele en gedragsprobleme te verstaan en te hanteer deur gespreksterapie en ander terapeutiese benaderings. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: emosionele kwessies soos angs, depressie of trauma, gedragsprobleme soos aggressie, opstandigheid of impulsbeheer, familie- of ouer-verwante konflik, skoolverwante probleme soos swak akademiese prestasie of skoolweiering, ontwikkelingskwessies soos vertraagde spraak en taalontwikkeling. Moontlike uitkomste: verbeterde hantering van emosies en gedrag, sterker familieverhoudings en kommunikasie, beter akademiese en sosiale aanpassing, vermindering van geestesgesondheidsprobleme, verbeterde ontwikkelingsmilieu vir die kind. Bedryfsielkundige.
'n Bedryfsielkundige is 'n spesialis wat help om te verstaan hoe kinders leer en ontwikkel, veral as hulle spesiale behoeftes het. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: probleme met lees, skryf of wiskundige vaardighede, aandagtekort en hiperaktiwiteit, probleme met perseptuele vaardighede soos hand-oog-koördinasie, ontwikkelingsvertragings, gedragsprobleme in die skool of tuis, moontlike uitkomste, 'n begrip van die kind se spesifieke behoeftes, 'n plan vir spesiale ondersteuning in die skool of tuis, inligting oor hoe om die kind se vaardighede te verbeter, gerusstelling dat daar hulp beskikbaar is vir die kind se uitdagings, 'n verhoogde selfbeeld vir die kind wat lei tot verbetering in vaardighede. Ontwikkelingssielkundige. 'n Ontwikkelingssielkundige help om te verstaan hoe jou kind se brein en gedrag ontwikkel. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: as jou kind dit moeilik vind om te leer, wanneer daar probleme met emosionele ontwikkeling is, as daar uitdagings is met sosiale vaardighede, wanneer daar spraak- en taalontwikkelingsprobleme is, wanneer daar enige vermoede van ontwikkelingsvertraging is, moontlike uitkomste, 'n duideliker begrip van jou kind se ontwikkeling, praktiese strategieë om jou kind te ondersteun, 'n plan van moontlike uitdagings aan te spreek, 'n verbeterde kommunikasie met jou kind, gerusheid in die hantering van jou kind se behoeftes. Beraader. 'n Beraader is 'n professionele persoon wat spesialiseer in die bied van emosionele en sosiale ondersteuning en raad. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: as hulle emosionele probleme ervaar, soos angs of depressie, hulle sukkel om met ander kinders sosiaal te verkeer, hulle 'n traumatiese ervaring beleef het, hulle gesinsprobleme ervaar, hulle ondervind probleme met die hantering van spesifieke uitdagings, moontlike uitkomste, 'n veilige ruimte waar die kind kan praat oor hul gevoelens en uitdagings, emosionele ondersteuning en vaardighede om met probleme om te gaan, strategiese benaderings om sosiale vaardighede te verbeter, gesinsberading om verhoudings te versterk, gerusstelling dat hulp beskikbaar is en dat die kind nie alleen is nie. Psigiater. 'n Psigiater is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die behandeling van emosionele en psigiese probleme. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: emosionele probleme soos angs of depressie, gedragsprobleme soos woede-uitbarstings, trauma of emosionele stremming na 'n skokkende gebeurtenis, leerprobleme wat 'n emosionele impak het, ontwikkelingsvertragings wat emosionele welstand affekteer, moontlike uitkomste, 'n beterskap vir die ouers oor die kind se emosionele toestand, aanbevelings vir emosionele ondersteuning tuis, medikasievoorskrifte indien nodig, terapieplanne om die kind se emosionele welstand te verbeter, opvolgafspraak om vordering te monitor. Pediater. 'n Pediater is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die gesondheid van kinders van babas tot tieners. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: kindersiektes soos verkoues, griep en oorinfeksies, groei- en ontwikkelingskwessies, allergieë of immuunstelselprobleme, kroniese siektes soos asma of diabetes, voedings- of slaapprobleme, moontlike uitkomste, 'n diagnose van die kind se gesondheidstoestand, behandelingsaanbevelings om die simptome te verlig, advies oor gesonde leefstyl praktyke vir kinders, opvolgadvies vir verdere gesondheidsmonitering, instruksies vir medikasie indien nodig. Hipoterapie. Hipoterapie is 'n terapeutiese benadering wat perdry benut om fisiese en emosionele welstand te verbeter.
Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: sensoriese integrasieprobleme, fisiese terapiebehoeftes soos balans of koördinasieprobleme, emosionele regulasieprobleme, ontwikkelingsvertragings wat fisiese aktiwiteit benodig, spesifieke behoeftes soos ADHD of Down-sindroom. Moontlike uitkomste: verbeterde balans en koördinasie, verhoogde selfvertroue en emosionele welstand, verbeterde sensoriese verwerking, verhoogde spiersterkte en tonus. 'n positiewe en aangename ervaring vir die kind. Gedragsterapeut. 'n Gedragsterapeut is 'n terapeutiese benadering wat fokus op die verandering van ongewenste gedrag deur positiewe versterking en aanleer van nuwe vaardighede om gedrag te verbeter. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: gedragsprobleme soos aggressie of opstandigheid, ADHD of ADD, angs of stresverwante gedrag, onduidelike kommunikasievaardighede, probleme met sosiale interaksies, moontlike uitkomste, begrip van die oorsake van die ongewenste gedrag, leer van effektiewe kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede, vermindering van die frekwensie en intensiteit van probleemgedrag, verbeterde sosiale vaardighede en interaksies met ander, 'n positiewe verandering in die algemene gedragspatroon van jou kind. Dermatoloog. 'n Dermatoloog is 'n mediese dokter wat spesialiseer in velprobleme en siektes. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: vir velallergieë en 'n geïrriteerde vel, om geboortevlekke en ander velmerke te ondersoek, wanneer daar 'n infeksie op die vel is, vir akne of ander velprobleme, om te help met droë vel of ekseem. Moontlike uitkomste: identifiseer die probleem en gee 'n behandelingsplan. Leer hoe om die vel van jou kind gesond te hou. Kry verduideliking oor enige vrae oor die vel van jou kind. Behandelings wat help om velprobleme te verbeter. Gerusstelling dat die velprobleem hanteerbaar is. Endokrinoloog. Dit is 'n mediese dokter wat spesialiseer in hormoonprobleme. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: wanneer daar probleme is met die groei van 'n kind, verslegte skildklierfunksie of ander hormonale wanbalans, diabetes en ander suikerprobleme, wanneer puberteit te vroeg of te laat begin, om te kyk na probleme met die niere of ander klierprobleme. Moontlike uitkomste: identifiseer die oorsaak van die hormoonprobleem, leer hoe om die probleem te bestuur en behandeling te volg, kry hulp met die beplanning van 'n spesiale dieet indien nodig. Gerusstelling dat die probleem hanteerbaar is en kan verbeter. Opvolgafsprake om die vordering van behandeling te monitor. Neuroloog. 'n Neuroloog is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die brein en die senuweestelsel. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: vir epilepsie of ander aanvalle, wanneer daar probleme is met die ontwikkeling van die brein, ADHD of ander konsentrasieprobleme, migraines of ander kopseerprobleme, om te help met motoriese vaardighede of ander neurologiese toestande. Moontlike uitkomste: verstaan die oorsaak van die probleem in die brein of senuweestelsel. Leer hoe om die kind se spesifieke behoeftes te hanteer. Kry hulp met die opstel van 'n behandelingsplan. Verduidelik oor hoe om die kind te ondersteun by die skool en tuis. Bespreek 'n medikasieplan met ouers. Radioloog. Dit is 'n dokter wat spesialiseer in die gebruik van mediese beeldingstegnologie soos X-strale, MRI's en CT-skanderings om siektes en beserings te diagnoseer. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: om breuke of ander beenbeserings te bevestig, om te kyk vir longinfeksies soos longontsteking,
om ondersoek in te stel of daar enige probleme in die ingewande is, om brein- of nekaandoenings te diagnoseer, om die groei en ontwikkeling van 'n kind se liggaam te monitor, moontlike uitkomste, 'n duidelike diagnose van enige moontlike probleme, 'n plan vir verdere behandeling indien nodig, gerusstelling dat die dokter kan sien wat aangaan binne die liggaam, inligting om die beste sorg vir die kind te verseker, 'n plan vir opvolgtoetse indien nodig. Tandheelkundige. Dit is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die sorg van die tand- en mondgesondheid. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: tandbederf of gaatjies in die tande, probleme met tande of groei van tande, inflammasie of infeksies in die mond, foute in die gebit, om algemene sorg vir die mond te verseker, moontlike uitkomste, 'n skoon en gesonde mond, behandeling vir enige tandprobleme, inligting oor hoe om die tande behoorlik te versorg, gerusstelling dat die kind se tandgesondheid in goeie hande is, 'n plan vir opvolgafsprake om die mondgesondheid te monitor. Ortodontus. 'n Ortodontus is 'n tandheelkundige spesialis wat spesifiek fokus op die regstelling van die tandheelkundige posisie en die korrekte belyning van die tande en kake. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: wanneer daar probleme is met die byt- of kaakposisie, as jou kind tande het wat krom of ongelyk is, wanneer daar 'n behoefte is om die tande reg te stel vir gesondheids- of estetiese redes, wanneer daar probleme is met skewe groei van die tande, wanneer jou kind sukkel om behoorlik te eet of te praat as gevolg van tandprobleme, moontlike uitkomste, 'n plan vir die regstelling van jou kind se tande, verbeterde kaakposisie en bytfunksie, 'n verbeterde glimlag en selfvertroue vir jou kind, instruksies oor mondgesondheid en die hantering van ortodontiese toestelle, 'n vermindering van tandheelkundige probleme en pyn. Uriologie. 'n Urioloog is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die diagnose en behandeling van siektes wat veroorsaak word deur mikroorganismes soos bakterieë of virusse. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: infeksies soos griep, verkoues of maagvirusse, kroniese siektes soos asma wat infeksieverwante probleme kan veroorsaak, meningitis of enige ander infeksie van die senuweestelsel, immunisering en inentings, moontlike uitkomste, 'n duidelike diagnose van die oorsaak van die siekte, behandeling vir die spesifieke infeksie, inligting oor hoe om verspreiding van infeksies te voorkom, gerusstelling dat die siekte hanteer sal word, 'n plan vir herstel en om terug te keer na normale aktiwiteite. Hematologie. 'n Hematoloog is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die studie van bloed, beenmerg en die siektes wat daarmee verband hou. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: bloedarmoede, bloedingsstoornisse, probleme met bloedtellings, siektes van die limfkliere. Moontlike uitkomste: verstaan die toestand beter, begin van 'n behandelingsplan, verbetering van bloedtellings, verminder risiko's van komplikasies, groter gemoedsrus vir ouers. Kardioloog. 'n Kardioloog is 'n mediese spesialis in hartsiektes en hartstoestande. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: aangebore hartdefekte, abnormale hartklop, hartsiektes, hoë bloeddruk, onverklaarbare pyn in die borskas. Moontlike uitkomste: duideliker begrip van die harttoestand, begin van 'n behandelingsplan, verbetering van hartskleppe se vermoë, verminder risiko's van hartsiektes, meer gemoedsrus vir ouers. Onkoloog. 'n Onkoloog is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die diagnose
en behandeling van kanker. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: verdagte knoppe op die liggaam, gewigsverlies sonder 'n bekende oorsaak, aanhoudende koors, onverklaarbare pyn, abnormale bloedtoetse. Moontlike uitkomste: vroeë opsporing van kanker, begin van 'n behandelingsplan, verbetering van lewenskwaliteit, ondersteuning deur 'n span van spesialiste, gerusstelling en rigting vir die ouers. Ortopeed. Dit is 'n mediese spesialis wat spesifiek fokus op die diagnose, behandeling en voorkoming van skelet- en spierstelselprobleme. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: as jou kind dit moeilik vind om reg te beweeg of te loop, wanneer daar rug, nek of ander pynlike areas is, wanneer daar 'n vermoede is van skeletabnormaliteite, wanneer jou kind se houding of posisie problematies is, as daar enige vermoede van 'n ontwikkelingsafwyking is. Moontlike uitkomste: 'n deeglike evaluasie van jou kind se bewegings- en skeletstelsel, 'n behandelingsplan om enige probleme aan te spreek, terapie en oefening om spierkrag en beweging te verbeter, inligting oor die hantering van langtermyn gesondheid, gerusheid dat jou kind se bewegingsvermoëns verbeter sal word. Uroloog. 'n Uroloog is 'n mediese dokter wat spesialiseer in die behandeling van probleme met die niere, blaas en ander dele van die urinêre stelsel. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: bednat maak, enuresis, urineweginfeksies, probleme met die urienstelsel wat aangebore kan wees, nierprobleme, vind urinering ongemaklik. Moontlike uitkomste: diagnose van die probleem, behandeling om die probleem op te los, verbetering in blaas- en urienwerksaamheid, vermindering van pyn en ongemak, 'n gesonde urinêre stelsel vir jou kind. Chirurg. 'n Chirurg is 'n mediese dokter wat operasies uitvoer om mediese probleme te behandel. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: breuk, appendisitis of 'n blinde darmontsteking, oorkondisies wat chirurgiese behandeling benodig, soos die verwydering van mangels, aangebore afwykings wat chirurgies reggestel moet word, verwydering van letsels. Moontlike uitkomste: suksesvolle operasie om die probleem te hanteer, verbetering in gesondheid en welstand van kinders, vermindering van pyn of ongemak, herstel na die operasie, voorkoming van verdere komplikasies. Oor, neus en keel spesialis. Dit is 'n spesialis wat 'n belangrike rol speel in die identifisering, evaluasie en behandeling van 'n verskeidenheid gesondheidskwessie wat 'n impak kan hê op 'n kind se algehele welstand en ontwikkeling. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: kroniese oorinfeksies, gehoorprobleme, allergieë en sinusprobleme, spraak- en taalprobleme, slaapstoornisse. Moontlike uitkomste: vermindering van oorinfeksies, verbeterde gehoor, verligting van allergieë en sinusprobleme, verbeterde spraak- en taalontwikkeling, verbeterde slaappatrone. Optometris. 'n Optometris is 'n mediese spesialis wat oogprobleme diagnoseer en behandel. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: swak sig, ooginfeksies, skedel- of oogbeserings, probleme met die sien van kleure of vorms, kontrole van algemene ooggesondheid. Moontlike uitkomste: korrekte bril- of kontaklense om sig te verbeter, vroeë opsporing van oogprobleme, behandeling van ooginfeksies of letsels, verbeterde visuele vaardighede, versekerde ooggesondheid vir kinders. Immunoloog.
'n immunoloog is 'n mediese spesialis wat die immuunstelsel bestudeer, wat ons liggaam help om siektes te beveg. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word. Daar is 'n patroon van herhaalde infeksies. Allergieë veroorsaak ernstige simptome. Auto-immuunafwykings word vermoed. Immuniserings of inentings word bespreek om 'n plan te maak vir kinders met immuunprobleme. Moontlike uitkomste: identifisering van die oorsaak van herhaalde infeksies, behandeling en beheer van allergieë, hantering van auto-immuunafwykings, 'n duidelike inentingsplan om siektes te voorkom, 'n spesifieke plan om die immuunstelsel van 'n kind te versterk. Paramedikus. Dit is 'n mediese professionele persoon wat gewoonlik eerste hulp bied en mediese noodhulp in noodgevalle gee. Hulle werk dikwels saam met ambulanspersoneel. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: ernstige beserings of ongelukke, asemhalingsprobleme, hartprobleme of beroertes, allergiese reaksies, skielike siektes soos koors of opgooi. Moontlike uitkomste: vinnige en effektiewe behandeling van noodgevalle, stabilisering van toestand van die kind, professionele advies oor verdere stappe vir sorg, gerusstelling oor die handhawing van veiligheid en stabiliteit, instruksies oor voorkomende maatreëls in die toekoms. Homeopaat. Dit is 'n mediese professionele persoon wat homeopatiese medisyne voorskryf, 'n benadering wat gebaseer is op die idee dat simptome van siekte met baie klein hoeveelhede van natuurlike stowwe behandel kan word. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: vir langdurige siektes waar konvensionele behandeling nie help nie, emosionele of gedragsprobleme soos ADHD of angs, aanhoudende allergieë of immuunprobleme, slaapprobleme of rusteloosheid, verdere ondersteuning na ander mediese behandeling. Moontlike uitkomste: individuele aandag vir unieke behoeftes van hul kind, 'n holistiese benadering tot gesondheid en genesing, vermindering van simptome sonder neeweffekte van konvensionele medisyne, versterking van die liggaam se eie genesingsvermoë, ondersteuning vir ouers in die hantering van hul kind se gesondheid op 'n meer natuurlike wyse. Audioloog. Dit is 'n spesialis wat help met gehoorprobleme. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: hulle sukkel om duidelik te hoor, hulle vind dit moeilik om te luister en te verstaan in 'n groep, daar is 'n vermoede dat hulle gehoorprobleme het, hulle kla oor oormatige oor- of hoofpyn, hulle toon agteruitgang in skoolprestasies, veral met lees en skryf. Moontlike uitkomste: vasstel van gehoorprobleme en 'n behandelingsplan, verbeterde kommunikasievaardighede, verhoogde selfvertroue en sosiale interaksie, verbeterde akademiese prestasies, hulp vir ouers om kinders se gehoor te verstaan en te ondersteun. Spraakterapeut. 'n Spraakterapeut help kinders met spraak- en taalvaardighede. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: hulle sukkel om goed te praat of klanke te vorm. Daar is 'n vermoede van stotter, hakkel of 'n ander spraakafwyking. Hulle vind dit moeilik om woorde te onthou of sinne te bou. Daar is 'n vermoede van gehoorprobleme wat spraak beïnvloed. Hulle toon frustrasie of terugtrekking in kommunikasie. Moontlike uitkomste: vasstel van gehoorprobleme en behandelingsplan, verbeterde kommunikasievaardighede, verhoogde selfvertroue en sosiale interaksie, verbeter akademiese prestasies, hulp vir ouers om kinders se gehoor te verstaan en te ondersteun. Leesterapeut. 'n Leesterapeut help kinders met probleme soos lees,
spel en ander vaardighede wat met lees verband hou. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: sukkel met lees en kan nie goed die woorde ontsyfer nie. Ervaar dit moeilik om te onthou wat hulle gelees het. Sukkel om goed te skryf en te spel. Hulle sukkel om aandag te gee tydens leesaktiwiteite. Kinders voel gefrustreerd en onseker oor hulle leesvermoë. Moontlike uitkomste: verbeterde leesvaardighede en vlotheid. Sterker selfvertroue in die vermoë om te lees en te spel. Verbeter konsentrasie tydens leesaktiwiteite. Verhoogde leesgenot en belangstelling in boeke. Die ontwikkeling van selfstandige leesvaardighede. Remedierende terapeut. 'n Remedierende terapeut help kinders om beter te verstaan en te verwerk wat hulle leer in die skool en ander omgewings. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: sukkel met leerprobleme soos disleksie of ADHD. Sukkel met die onthou en verstaan wat hulle geleer het. Hulle vind dit moeilik om instruksies te volg of taakvoltooiing te verbeter. Onsekerheid of frustrasie oor akademiese vaardighede. Swak organisatoriese vaardighede. Moontlike uitkomste: verbeterde akademiese prestasies. Sterker selfvertroue in die vermoë om te leer. Beter hantering van stres in akademiese situasies. Verbeterde kommunikasievaardighede. Die ontwikkeling van doeltreffende studievaardighede. Fisioterapeut. 'n Fisioterapeut help kinders om hul bewegingsvaardighede te verbeter en hul liggame sterker te maak. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: probleme met balans en koördinasie. Hulle struikel of val maklik. Onsekerheid tydens sportaktiwiteite. Liggaamlike ontwikkelingsagterstande. Swak spierontwikkeling of houding. Moontlike uitkomste: spiertonus verbeter. Kry meer selfvertroue tydens fisiese aktiwiteite en sportsoorte. Leer om spiergeheue te verbeter vir beweging in die toekoms. Leer die belangrikheid aan van strek en beweeg. Verligting van pyn in spiere en gemakliker beweging. Biokineticus. 'n Biokineticus spesialiseer in oefening-gebaseerde rehabilitasie en bewegingswetenskap om die fisiese welstand van individue te verbeter en te handhaaf. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: terapeutiese behandeling vir sportbeserings. Rehabilitasie na 'n operasie of ernstige beserings wat die bewegingsvermoë van 'n kind beïnvloed. Verbetering van grof of fynmotoriese vaardighede by kinders met ontwikkelingsvertragings. Hantering van posturale probleme soos skoliose of swak postuur. Ondersteuning vir kinders met kroniese pyn of bewegingsprobleme wat hul alledaagse funksionering belemmer. Moontlike uitkomste: verbeterde bewegingsvermoë en fisiese prestasie. Vermindering van pyn en ongemak geassosieer met beserings of fisieke uitdagings. Verhoogde selfvertroue en selfbeeld deur die verbetering van fisiese welstand en vermoëns. Ontwikkeling van gesonde bewegingspatrone en postuur wat langtermyn gesondheid bevorder. Verbeterde deelname van alledaagse aktiwiteite, skoolaktiwiteite en sport. Algemene praktisyn, 'n GP. 'n Algemene praktisyn is 'n dokter wat spesialiseer in algemene mediese sorg vir mense van alle ouderdomme. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: hulle 'n koors het en siek is, hulle besering het, kinders het 'n infeksie soos oor- of neusinfeksie, hulle 'n algemene mediese ondersoek nodig het. Wanneer jy 'n spesifieke mediese vraag het wat nie 'n spesialis benodig nie. Moontlike uitkomste: 'n diagnose van die probleem, behandeling om die kind se gesondheid te verbeter, instruksies
vir die ouers oor verdere sorg by die huis. Gerusstelling dat die kind se toestand hanteerbaar is. 'n moontlike verwysing na 'n spesialis indien nodig. Podiater. 'n Podiater is 'n spesialis wat fokus op die sorg van voete en enkels. Redes waarom kinders na die spesialis verwys word: hulle platvoete het, hulle gereelde voetpyn ervaar, hulle moeite het om te loop of te hardloop, hulle 'n voetbesering opgedoen het, hulle 'n abnormale voetvorming het. Moontlike uitkomste: evaluering van die voetprobleem en 'n duidelike diagnose, behandeling om voetprobleme te verbeter, advies oor skoene of ortopediese inlegsole, rehabilitasieoefeninge indien nodig, gerusstelling dat voetprobleme hanteerbaar is en dat verdere opvolg sal plaasvind. Nou dat jy kennis het van al die mediese terapeute en spesialiste, gaan kyk gerus na ons videoreeks wat handel oor al die perseptuele vaardighede en uitvalle by kinders. Jy gaan beter weet wat al die terme op jou kind se rapport of verslag beteken. Jy gaan ook met 'n duideliker agtergrond met jou kind se juffrou kan gesels oor watter spesialis gaan die beste opsie vir jou kind wees met die uitvalle of vaardigheidsprobleme wat jou kind ondervind. Sien jou in die volgende video hier op die Pleasant Memories Education YouTube kanaal.